and my beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Yeshua. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Yours, oh God, yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Yours, oh God, yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory
Can the church say yes, you are? Can we call his name and say yes, you are? Vader van ons liewe Jesus, as in hierdie oggend U dat ons U die Here se naam aanroep, my God, Here. Here, om vir U dankie te sê dat U die Here saam met ons was, my God, Here. Here, deur 'n lang nag het U deur ons gebring, my God, Here, tot by die huis van aanbidding, my God, Here. En Vader, vanaand staan ons hier, my God, Here, om vir U, Here, alle lofprys en aanbidding toe te swaai, my God, Here. Here, want ek kom U toe, my God, Here. Here, dankie vir alles wat U hier ons beteken, my God, Here, vir ons doen en is, my God, Here. Here, alle lof en prys kom aan U toe, my God, Here. Ons bid dat U die Here hier die bediens van vanoggend sal seën met 'n varse salwing uit die troonkamer van die Here, my God, Here. Ons kom teen vloeke nou in die naam van Jesus, my God, Here. Here, elke negatiewe woord wat U nou hierdie bediening van vanoggend uitgespreek was, my God, Here. Here, kanselleer ons nou in die naam van Jesus. Ons kom teen elke gees wat nie van die Heilige Gees is nie, my God, Here. Ons kanselleer dit, my God, Here. Ons band dit uit nou tot in die middelste ruim, my God, Here, in die naam van Jesus, my God, Here. Here, elke demoniese mag, my God, Here, wie aangesê is om die kinders van die Here in hierdie oggend te treiter, my God, Here, verbreek ons die mag nou in die naam van Jesus, Here. Ons bid vir 'n oop hemelruim, my God, Here, waar U engele in hierdie plek stuur, my God, Here, om elkeen aan te raak, my God, Here, met 'n salwing, my God, Here, om elkeen aan te raak met Here, is U en te ontmoet in die aarde waar hulle U nodig het, my God, Here. Here, want hierdie huis is tog Onze hospitaal waar ons nou toe kom, my God, Here, vir genesing. Want toe kom, my God, Here, vir ons behoeftes, my God, Here. Here, bid dat U hier alles sal sien, onze musikante, die worship team, my God, Here, die leier, my God, Here.
Seën hulle, my God, Here. Ons bid, Here, dat U die Here saam met hulle sal beweeg, my God, Here. Dat hulle sal speel en sing, Here, asof die Gees van die Here kontrole neem van alles, my God, Here. Here, selfs onze boodskapper in die oggend, my Here, my God, Here. Sal vir my God, Here, sal sy tong en sy lippe, my God, Here. Dat hy sal spreek wat U die Here wil hê om spreek, my God, Here. Here, van U woord, my God, Here. U woord sê tog immers dat U woord stuur om ons te genees, my God, Here. Here, en U woord, Here Jesus, Here, sal ons ook beoordeel eendag, my God, Here. Daarom bid ek nou dat U woord sy regmatige plek in hierdie huis sal neem, my God, Here. In Jesus kragtige naam. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, that's right. Come, we give the Lord a praise. Hallelujah. Come on, we give him a hand clap of praise. Hallelujah. Praise God. Groete aan Bishop, die kerkraad, elke broer en suster in die mooie naam van ons Here Jesus Christus. Onze kijkers aanlyn, wees julle begroet en wees welkom en geniet julle die diens saam met ons. Hallelujah. Praise God. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are so good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Nation and God. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. So good, so good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kom ons neem ons plek in vir so wyle en die Here seën aan sy naam. Morning, morning. The Lord is good all the time. Amen. He is good. Even though when the days looks dark, God is good. Amen. He have pulled us through. Amen. Hallelujah. Alles wat die Here gemaak het, is mooi. Ek wil julle net sê, julle lyk pragtig mense van die Here. Regtig. Baie mooi. Eerstens wil ek onze bishop en onze first lady, onze ouderlinge, diakens, gemeente,
Ons worship team wil ek groet in die naam wat alles verander. Wat hartseer in blydskap verander. Hallelujah. Wat 'n harde hart na 'n hart na vlees verander. Glory to Amen. God. Hallelujah. Dan wil ek ook vra of daar miskien visitors is in die huis van die Here. Net opstaan. As ek kom ons gee ons broer en suster hande klap. Welkom in die huis van die Here. En ek glo en vertrou dat julle 'n geseënde tyd gaan hê. En as julle stukken ingekom het, dan gaan julle heel uitgaan. Amen. Dan wil ek ook vra as daar miskien enige birthdays in die huis van die Here, miskien van maandag af tot vandag. Amen. Die woord wat ek vir u wil gee is uit Numbers 6:24-26. I pray that the Lord will bless you and protect you, and that He will show you mercy and kindness. Amen. May the Lord be good to you and give you peace. Amen. Amen. Hallelujah. Okay. Glory to God. Kan ek sit gewoon net 'n koortjie in vir Herman asseblief? Hy happy birthday ene. Voor ons aan die anniversary toe gaan. Net voor ons aan die anniversary Happy gaan. birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. God bless you today. God bless you always. God bless you and keep you. Happy birthday to you. Amen. Amen. As daar enige anniversaries in die huis van die Here. Enige anniversaries van maandag af tot vandag. As niks okay, dan wil ek maar net vir die married couple net 'n verse gee uit Ephesians 4:2-3. Be complete, humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Amen. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Amen. Onze viewers, mag julle ook die service geniet, julle wat dit nie kon maak nie, en mag elkeen 'n geseënde diens hê in die naam van Jesus. Nou, amen. My begroeting is in daardie mooi en onveranderlike naam van ons koning Jesus, ons bishop, ons juffrou, ons ouderlinge, die jakens, broers, susters, kinders, jong mense, almal wat my stem kan hoor, ons aanlyn kykers. Nou ek is hier vir die geldsaakie. Nou, terwyl ons postuur van ons harte gaan regkry vanmôre, gaan ek vra dat ons dit so lank sal uitneem wat ons gebring het vanmôre. Nou, ek het 'n klein gedagtetjie wat ek saam met julle wil deel vanmôre. The posture of our hearts. The Bible teaches that the posture of the heart in giving matters more than the amount that we give. It emphasizes joy, voluntariness, and love rather than a reluctance or obligation. God desires a cheerful giver who trusts in His provision, the provision of God, reflecting a generous, loving heart that mirrors His own. Joyful and voluntary. Giving should be a personal decision, not made reluctantly or under pressure. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. The scripture verse that we find to support that is 2 Corinthians 9, verse 7. Let's each one give thoughtfully and with purpose, just as he has decided in his heart, not grudgingly or under compulsion, for God loves a cheerful giver and delights in the one whose heart is in his gift. Generous and trusting. Believers are encouraged to cultivate a generous heart that trusts in God's ability to provide
Whoever sows generously will also reap generously. 2 Corinthians 9 verse 6. Now remember this. He who sows sparingly will also reap sparingly. And he who sows generously, that blessings may come to others. And this is the part I like. He who sows generously, that blessings may come to others, not to you, to others, will also reap generously and be blessed. And then the scripture I want to leave with you guys this morning is Luke 21 verse 1 to 4. Looking up, he saw a rich people putting their gifts into the treasury. And he saw a poor widow putting in 2 small copper coins. He said, truly I say to you, this poor widow has put in proportionally more than all of them, for they all put in gifts from their abundance, but she out of her poverty in all she had to live on. Nou die gedagte wat ek saam julle wil deel vanmôre is dat ons moet gee, ons moet allerlei goed te doen, maar ons postuur van ons hart is baie belangrik. As ons gee vanmôre omdat ons geforseer voel of omdat ons voel dat dit moet net so wees, dan beteken dit niks in die oë van die Here nie. Maar wanneer ons gee uit blydskap uit om te kan sien dat die broer of die suster of die kerk floreer, dan is daar 'n seëning vir u op hande. Ek sê altyd dat ons kyk altyd wanneer ons praat van gee, dan dink ons altyd aan geld gee. Maar die tyd wat jy opoffer, jou gift wat jy opoffer, as jy dit cheerfully doen met 'n grateful heart, dan sal die blessings van die Here na u toe terugkom. Kom ons staan en dan gaan ons bid voordat ons die declaration doen en die Here seën. Here ons God, ons dierbare Vader, Here ons kom voor u vanmôre, my God. Here, u ken ons harte. Here, u ken ons gedagtes, my God, my Vader. Here, u weet, Here, hoe ons voel vanmôre, Here. Here, terwyl ons gereed maak om te gee, my God. Here, u ken, Here, dit wat in ons hande is, Here, in ons sakke, my God, my Vader. Here, u weet selfs, Here, wat in ons bankrekenings ingekom het, my God. Here, kom vanmôre in 'n kompleet, Here. Here, elke hand, Here, wat in 'n sak gesteek word, my God, my Vader. Here, om iets uit te haal om te gee vir u, Here, kompleet ek, my God, my Vader. Here, dat u ons harte, Here, sal kom skoonmaak, Here, ons gedagtes, my God, my Vader. Here, sodat ons nie sal kyk, my God, my Vader, Here, na dit wat ons gee nie, my God, Here, maar die hart wat ons dit mee bring, my God, my Vader, Here, dan kom ek, Here, as ons harte, Here, gevul is met dwang, my God, my Vader, kompleet ek, Here, dat u 'n omskepping sal laat plaasvind, Here, in ons binneste, Here, sodat ons met blydskap en vrymoedigheid, Here, sal bring na u skathuis, my God, my Vader, Here, nie net na u skathuis, my God, my Vader, Here, maar ook, Here, vir ons broer en ons suster, Here, wie iets nodig het, my God, my Vader, kompleet, Here, dit wat sal inkom, my God, my Vader, Here, kompleet, Here, dat u dit sal seën, my God, my Vader, u die sluise van die hemele sal oopmaak, Here, en die seën, Here, oor ons sal dit neerdaal, my God, my Vader, dan kom ek, Here, hulle wat met dit sal werk, Here, kompleet, Here, dat julle die wysheid, die insig en die kennis sal gee, my God, my Vader, om dit in die regte areas, Here, sal te bestee, my God, my Vader, kom, Here, hulle wat vanmôre smag, Here, na geleentheid, Here, om uit te kan gaan, my God, Here, om 'n werk te verrig, Here, kom ek en ek pleit, Here, dat u die eystergrendels, Here, sal afbreek, Here, maar dan kom ons ook, Here, en ons sê dankie, Here, vir die deure, Here, wat u al reeds oopgemaak het vir ons in hierdie tydperk, Here, van alle lof, Here, en alle eer en alle prys, Here, kom u toe, my God, my Vader, Here, want u het 'n plan vir ons elkeen se lewens en u het 'n plan uitgesit, Here, kom, en ek pleit dit alles in Jesus naam, met vele danksegging en eer, amen. Is ons reg om te declare? Gaan ons. I declare unexpected blessings are Coming my way. I will move forward from barely. God will open up supernatural doors for me. He will speak to the right people about me. I will see Ephesians 3:20 exceedingly abundantly above and beyond favor increase in my life. This is my declaration. I declare that I will not get stagnant and hold on to the old. I will be open to change, knowing that God has something better in front of me. New doors of opportunity, new relationships, and new levels of favor in my future. This is my declaration. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, so shall be it. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Amen. Kyk hoe kyk die engele na die
God. Kyk hoe kyk die engele na die aarde. Hulle sê amen, amen. Kyk die engele, Kyk hoe kyk die engele na die aarde. Hulle aanskou die wonderwerk van God. Kyk hoe kyk die engele na die aarde. Hulle sê amen, amen. amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Oh, amen, amen, amen. Amen,
en geaanbid as die naam van onze Here Jesus Christus. Here, ons prys U. Halleluja. Ons loof U, Here, ons erken dat as niemand soos U nie. Halleluja. U is die rots van die eeuwe. U is die lelie van die dale. Lord. U is onze blinkmôre ster, Here. Die alomteenwoordige, gedigtige, heilige, wonderbare, vol van genade is U, Here. Hallelujah. And so we come this morning, Lord, acknowledging, oh God, that even though we might try to search the entire world, we can never find anyone like You. Beautiful, glorious, sovereign, powerful, mighty, redeemer, deliverer, salvator of our souls. Holy, holy, holy are You, O Lord. The beings in heaven, they declare that You are Lord. And the elders and the angels, they bow down. For there is none like You, Lord. Won't you give Him the fruit of your lips this morning? Won't you give Him the fruit of your lips this morning? And pour out gratitude and pour out honor and homage unto Him. For He is the only true living God. The one that was in the beginning and that will be at the very end of it all. So we worship Your name, Lord. And we bless You, Father. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Yes, God. Your hidden glory in creation, and now revealed in You, our Christ.
What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater, and what could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, our King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Hallelujah. Wonderful name of Jesus. The name that has been given in the heavens. The name whereby which every man and a woman must be saved. Hallelujah. The name that cannot be compared when he stands alone in all of his glory and in all of his power, in all of his majesty. Hallelujah. Uncomparable, sanctified and set apart. Hallelujah. The firstborn from the dead. Hallelujah. The faithful servant is he. Hallelujah. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the most of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, and you have no equal, and now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the Yours is the kingdom, glory. and yours is the Yours glory. is the name. Yours is the name Name above all you names. have no right. You have no rival, and you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, and yours is the glory. Yours is the name above all names. What if death could not hold you? The veil tore before you. You silenced the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, and you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What
Yours is the name above all names. Hallelujah. Bless your name. Glory to God. Hallelujah, God. Hallelujah. Bless your name, Father. Bless your name. Glory to Jesus. You may be seated. You kan nie sit lekker neer. Praise Him, wonderlike naam. Hallelujah. You kan nie sit lekker neem. Praise die Here. Hallelujah. Glory to Jesus. Ons is vanmôre vir die Here ewig dankbaar vir sy goedheid en sy genade. He is worthy to be praised. He is wonderful. He is wonderful. Thank you, Jesus. Bless your name. Bless you. Laat my toe om almal te groet vanmôre in die wonderlike naam van die Here. Wat 'n voorreg het ons vanmôre om die teenwoordigheid van die Here te kan wees. Ons kom maar so 'n bietjie vanmôre dierbaar as ek is 'n bietjie oulik. Die liggaam word aangeval deur die verkoue sin. Ja, maar ons gaan aan asof niks gebeur nie. Prys die Here. So die preparation was nie so lekker saamgestel nie. En jy weet as die pop lig is, dan lyk dit dinge wil nie funksie nie. Maar sê vir die Here dankie vir sy genade. Ons vertrou dat sy Heilige Gees vanmôre met ons gaan praat uit sy woord uit en dat die woord van die Here vanmôre vir u seën sal wees. Spesiale groet aan ons vriende, Des en Tommy. Goed om u weer te sien vanmôre. U wat hier is vanmôre, besoekers, groete en seëning. Is altyd bly om u te sien om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Ons eer hom want hy is groot, want sy goedertierenheid sê die Bybel is tot in ewigheid en sy trou is van geslag tot geslag. Net voor ek oorgaan na die boodskap, gaan ek die koor vra om na vore te kom om my item in sang te doen. Ons gaan net so 'n liedjie sing gou. Prys sy naam. Kan die koor maar kom? Prys sy naam. Nou ons is gewoonlik maandag en donderdag aande besig. Nou as u kan sing. Hoor jy wat ek sê? As u kan sing, is die geleentheid daar om die koor te join. Ek gaan altyd sê ek invite net tot 'n sekere tyd toe. As dat tyd wanneer die invitation toe is, van as ons in die stretch van sekere dinge. Ons het 'n groot jaar ook wat ons voorlê, ons is kom maar Tries. Ons het 'n groot jaar van ons wat voorlê. U sal op hoogte gehou word. En ons vertrou die Here dat hy vir ons 'n seën en dat ons 'n seën vir u as gemeente gaan wees. Halleluja. Ek wil ook dit noem, miskien het nooit gepraat nie. Die koor gaan nie net vanmôre mee oor sing nie. Ek het vir elke lid gesê wat hierdie koor join, as jy hier kom join omdat jy net wil part van die glory is, dan is jy op die verkeerde plek. Ons sing omdat ons die Here wil verheerlik. Ons sing omdat ons vir die Here excellence wil doen. Niks meer, niks minder nie. Ek het vir hulle gesê, as ek uitvind dat die koor is op daai manier, dan onttrek ek my van die koor af. Want dit is nie waarvoor ek is nie. Ek is daar sodat ons 'n seën vir ander kan wees. Ons is daar sodat die Here verheerlik sal word en dat geen mens of geen koor die glory sal kry vir wat die Here doen nie. Amen. Ek dink hulle skree, hulle weet waarvan praat ek. Dis waarom sien hulle gesigte trek eens, want hulle weet waarvan praat ek. Prys sy naam.
En ons wil u invite as u wil part wees van hierdie koor. U is meer as welkom. Ons is maandag, soos môre is ons weer besig. En ons is besig om vir die jaar voor te berei, prys sy wonderlike naam. En ons gaan vanmôre vir u 'n item in sang doen. Ek neem my mic afsit. See
Aan hom behoort die heerlikheid, die krag tot in ewigheid. Prys sy wonderlike naam. Kom ons bid dit saam. Vader, ons dankie, omdat ons weer as niemand soos U nie. U woord is deur en deur gelouter. Ek staan maar net dese diensknegt, Here, gered deur U genade. En Here, ek wil bid vanmôre, dat U elke woord wat ek vanmôre sal uiter, dat dit U goedkeuring sal wegdra. Ek bid dat U Gees, Here, vanmôre met elkeen van ons sal praat, en dat U in en deur ons verheerlik sal word. En dit in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Ook van die Here sê amen. Ek wil vanmôre oor iets praat saam met U gesels, wat ek dink ook absoluut belangrik is in elke mens se lewe. En ek wil dit aanhaal in die boek van 1 Samuel hoofstuk 18. Net die eerste 4 verse, dit is so impactful, toe ek dit lees en die understanding begin kry van dit, toe besef ek werklik waar, hoe belangrik ware vriendskap, liefde is. Ek praat van ware vriendskap, liefde. En hier gaan ons oor 2 persone in die Bybel praat, wat so tipe liefde gehad het vir mekaar. En in 1 Samuel 18, die opskrif sê die vriendskap verbond tussen Jonathan en Dawid sou begin om Dawid te haat. En nadat hy sy gesprek met Saul beëindig het, is Jonathan, het die siel van Jonathan verkleef geraak aan die siel van Dawid. En Jonathan het hom lief gekry soos sy eie siel. Die woorde, né? Maar die selfe woorde kan soms verkeerd verstaan word. En Saul het hom die dag geneem en hom nie na sy familie laat teruggaan nie. Toe sluit Jonathan en Dawid 'n verbond, omdat hy hom lief gehad het soos sy eie siel. Daarby trek Jonathan sy mantel uit wat hy aangehad het. Hy gee dit aan Dawid. Ook sy klere, ja, selfs sy swaard en sy boog en sy gordel. En Dawid het uitgetrek oral waar Saul hom gestuur het, want hy was voorspoedig, sodat Saul hom oor die krygsmanne aangestel het, en dit was goed in die oë van die hele volk, en ook in die oë van die dienaars van Saul. Mag die Here die lesing van sy woord seën tot elkeen van ons se harte. Soos Dawid deur die lewe gegaan het, was Dawid werklik waar 'n man wat deur die Here geseën was. En die rede waarom soos 'n God was Dawid in baie gevalle genadig. En die feit dat die Here sekere mense in Dawid se lewe, in die moeilike tyd van hom lewe, het God mense op strategie, hoe kan ek die woord kry? Strategies, né? Strategies. Okay, fyn, julle weet waarvan praat ek, is fyn. Ek gaan nie verder praat nie. En God plaas mense in Dawid se lewe. Toe Dawid deur moeilike tye gaan, het God mense in sy lewe geplaas wat hom goed geondersteun het. Nou jy sien, een van die kosbaarste en dierbaarste verhoudings wat Dawid, of die vriendskap wat Dawid gehad het, was met die seun van Saul, en sy naam was Jonathan. En as jy trouwens lees en jy vind uit wat beteken die naam Jonathan, dan beteken Jehovah het gegee. En die Here plaas sy woord. Amen. Ek weet as anders wat hom klaar verkeerd gesit het soos ek nou, hulle sukkel op met hy. En die Here het vir Jonathan
strategies in Dawid se lewe geplaas. Strategies? Glory! Hey man, jy sien dit. Ja, prys die Here, daar is die dierbares by my nou, ja. So die Here plaas vir Jonathan en Dawid se lewe as 'n ware vriend. En Jonathan was die grootste en dierbaarste vriend wat Dawid in sy hele lewe sou ken. As jy gehoor het wat ek gesê het, toe ek die eerste vers lees, het ek gesê baie mense kan hierdie saak van Dawid en Jonathan soms op 'n verkeerde manier verstaan. En so verstaan baie mense vriendskaplike verhoudings wat mense soms met mekaar het ook verkeerd. Ek wil amper sê mense sien wat hulle wil sien. En as jy juis, en ek wil die skrif aanhaal, in 2 Samuel hoofstuk 1:26, en as jy dit lees, dan gaan jy ook dink, okay, kan dit so wees? In 2 Samuel 1:26 sê die Bybel hy sê, en dit is wat Dawid sê, hy sê, ek is benoud om jou ontwil, my broer Jonathan. Jy was vir my baie lieflik. Jou liefde was vir my wonderliker as die liefde van vroue. En baie mense, ek wil amper sê skandelik om so te dink. As jy die understanding het, van baie mense het die idee gehad dat Dawid was Jonathan se minnaar. As jy die skrif nou lees, dan en jy lees dit nie reg in die konteks hierdie Gees, gaan jy verstaan, dan gaan jy dieselfde sou dink. Was die ouens nie boyfriend en boyfriend nie? Ek gaan maar nog die mooi woord gebruik, minnaar. Ek gaan ook nog nie die lelike woord gebruik nie, man, verstaan jy, sê nou vir hy dinge tyd nie. Maar kom ek sê vir jy die dit is niks minder as die waarheid daai nie. Maar wat wel waar is die feit dat Jonathan vir Dawid die skaarsste gawe geword het. Hy het 'n ware, intieme en opregte vriend geword. En jy sien, soos ek en u soms hierdie lewe gaan, sal ons self honderde of duisende kennisse sal ons kry, maar min vriende. Ek wil weer sê wat ek sê. Ons sal deur hierdie lewe gaan, en ons sal selfs honderde of duisende kennisse maak, maar jy sal min ware vriende hê. Ek wil eintlik vir u sê, trouwens, as jy 2 of 3 ware vriende het, dan het jy baie. Dan het jy baie. Van daai vriende is skaars. Iemand noem een keer, hy sê, wat is 'n ware vriend? En hy noem hierdie woorde, hy sê, 'n ware vriend is die eerste persoon wat inkom as die wêreld uitstap. Wanneer almal teen jou draai, of almal negatief of iets teen jou sê, dan stap daai persoon in en sê, my vriend, ek ken jou. Iemand anders het gesê, 'n vriend is iemand wat jou verlede verstaan, wat in jou toekoms glo, en jou vandag aanvaar net soos jy is. En ek wil vanmôre vir u sê, dierbare, prys die Here as jy daai vriende in jou lewe het. Ek wil weer iemand hoor wat ek sê, gee vir die Here eer as jy daai vriende in jou lewe het. Jy weet, want baie mense kom in jou lewe
En wanneer dinge nie kwaai raak nie, dan sal hulle die hastigste om uit te gaan. En nie net hastigste om uit te gaan nie, die hastigste om te praat sommer van jou lewe. En kom ons ondersoek 'n bietjie hierdie liefde van Dawid en Jonathan. Maar daar was selfs 'n groter liefde en 'n vriendskapliefde wat in hierdie wêreld gekom het. Amen. Want as ons na hierdie liefde van hierdie twee manne sien, dan sien ek 'n liefde, Brandon, van Christus Jesus self. Ek sien 'n liefde wat die Here vir die sondaarsmens het. 'n Liefde wat, en ek wil oor 3 gedagtes vanmôre met u praat, wat no matter what, is daai liefde daar. En as ek vanmôre wil sê, Jonathan se liefde vir Dawid was 'n ongewone liefde. Is nie gewoond nie, 'n ongewone liefde. 'n Liefde wat, en lees dit vers 4 mooi. Lees dit vers 4. Ek wil hom weer lees. Quintus, sit my vers 4 op die bord. Was dit af? Okay. Dan gaan ek dit gou kry vir ons. Hoor wat sê die Bybel? Daarby trek Jonathan sy mantel uit wat hy aangehaat het. Gee dit aan Dawid oor sy klere, ja, selfs sy swaard en sy boog en sy gordel. Nou as jy daai goed te kyk, sy mantel, sy klere, sy swaard en sy boog, weet jy daai simbole van autoriteit? Een simbole van autoriteit. Hy vat sy mantel. 'n koning gee nie sommer sy mantel vir enige of 'n prins sy mantel vir enige een nie. Dit is bedoel vir die prins self. En Jonathan vir die liefde, ek dink die Engelse woord is uncommon love. Is dit reg? Hulle ken nie hulle is missing case nou. Uncommon is mos ongewone. En as jy Dawid op daardie dag gesien het, en hy die klere aangetree en die goede van Jonathan, sou jy gedink dit is Jonathan wat daar staan. Moet my die sentens wat ek nou sê verkeerd verstaan nie. Jonathan se liefde was so, dat het amper gelyk het, Jonathan is meer lief vir Dawid as sy eie pa. Ek moet sê, Brandon, because soms kan mense die ding verkeerd verstaan. Wil jy my sê, ja, laat ek sê nie, los. Ja, hou vas dit maar. Dit was 'n ongewone tipe liefde. Dat het vir Jonathan nie saak gemaak het of hy dit wat meer kosbaar in die oë van mens lyk, op 'n vriend wat niks beteken het nie. Dawid was 'n niks. Hy was nog nie koning daai tyd nie. Hy was 'n niks, maar in God se oë was hy 'n man na God se hart. 'n Ongewone liefde het Dawid gehad, en hierdie portret kan jy sien, en wanneer jy mooi na dit kyk, dan kan jy sien, is dieselfde liefde wat die Here vir ons het. 'n Ongewone liefde het Jesus ook vir ons gehad. En hoekom sê ek so? As die Filippense 2:5 vers 8, bly as omdat ek bly, jy gaan nou lees as om kry die Bybel en die mic reg. Het jy ongewone, jy sien, hy trek sy koninklikheid uit. Sy koninklikheid trek hy uit, en hy gee dit vir iemand wat niks beteken nie.
an uncommon love. En jy gaan nou verstaan hoekom sê ek so, as Renner daai part gelees het, waarom sê ek so, en jy lees Filippense 2 vers 5 tot 8. En jy maar weer, sien jy Brenda wat van praat ek? Jy skryf gelees alweer. Jy gaan nou verstaan wat ek sê. Ekskuus, wat praat jy nou pastoor? Jy gaan die resemblance nou sien waarvan ek wil praat. Engels. Die mense verstaan Afrikaans. Ek het Afrikaans. Ek het Engels bishop. Weet Afrikaans? Lees. Dieselfde gesindheid moet in julle wees. Lees lekker hard. Dieselfde. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op goddelike wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verneder verder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Okay, pastor, daar was baie gesê. Kan jy dit min maak? Kom ek maak dit min. Onthou wat ek gesê het, dat Jonathan het sy oorkleed, die mantel wat autoriteit beteken, wat gesag beteken, het hy gevat en het dit op Dawid gesit. En as jy die resemblance kyk, wat het Jesus gedoen? Hy het die gestalte van 'n mens aan. Wat beteken dit? Hy het sy kleed, sy goddelike kleed het hy afgehaal om gelyk te word. Asof Jonathan sê, Dawid, ek ag jou hoër as wat ek myself ag. 'n Liefde wat rare is hy die woord rare is mos nie, jy kry dit nie sommer nie. 'n Skaars tipe liefde. Daai liefde, kyk jy so Jonathan, Dawid, kyk jy, ek sal myself kort doen vir jou. Ek sal myself gee ter wille van jou. Hy het die gestalte van 'n mens aangeneem, sodat hy gelyk kan word aan ons, sodat ons die heerlikheid kon ontvang. He came down to my level, when I couldn't get up to him. And he clothed me with his uncommon love. Deurdat hy aan die kruis gesterwe het, vir my sonde, sodat ek geregtigheid kon ontvang dit. Daar was niks reg in ons nie. Ek wil jy moet hoor wat ek sê, daar was niks reg in ons, en nog steeds in ons lewe is daar amper niks reg nie. Maar hy het gekom, en hy het ons beklee, oudie, met die mantel van genade. Hy het 'n mantel oor ons aangetrek. As jy praat van 'n mantel van genade, beteken dit iets wat jy nie verdien het nie. Dawid het nie Saul se mantel, het nie Jonathan se mantel verdien nie, maar Jonathan het gevoel, ek het jou so lief, Dawid, dat ek bereid is om dit af te gee. Kan ek so klein bietjie verder gaan? Hy gaan so ver as hy sê, Dawid, ek weet jy's next in charge om koning te word, al is ek die prins van die koning. Die norm was dat die seun die koning moes word. Maar Jonathan submit op 'n so level om te sê, ek sal jou dien. It's an uncommon love. Is 'n liefde wat jy nie regtig kan beskryf nie. En Jesus kom en hy ek wil amper sê, hy vat hy sonde wat jy het. Hy vat sy geregtigheid, sit dit op jou, en hy vat jou ongeregtigheid, en hy neem dit en hy sterwe aan die kruis vir ek en jy. Hy beklee ons met sy goddelike heerlikheid. Wat 'n posisie en autoriteit is dit nie? Hy beklee ons met sy glory. Halleluja. En uncommon love. Halleluja. Wat jy niks van jou, ek wil amper sê, jy weet jy het nie, maar jy maak seker dat jou beste vriend, daai intieme vriend, kry die laastes wat jy het. Al beteken dit, ek gaan nie het om te eet nie, maar gaan seker maak, my vriend gaan nie haas sonder nie.
David en Jonathan se liefde was nie net 'n uncommon love nie. Dit was nie net 'n uncommon love nie. Dit was ook 'n liefde wat ongecompliseerd is. Dis party wat so ongecompliseerd is soos die Here dit nie wil weet nie. It was an uncomplicated love. En as ek dit sê, keer my maar om. Party mense het party mense lief op sekere levels. Wat wil jy nou? Party van die vriendskappe is so gecompliseerd, jy weet nie eens regtig wat vriendskappe is nie. Party mense het soms lief, Brandon, ek soek soort by soort. Maar kan vir jou vanmôre beloof, dis nie God se liefde nie. Of David nou 'n skaapwagter was, of 'n niks was nie, het Jonathan hom lief gehad, net soos hy is. Dit was nie because hoe jy lyk nie. Jou hare is gladder as die pittekopsinne nie. Of Jonathan ryk ver beter as wat David ryk nie. Nee. No matter what. Hy het dit nie gecompliseerd gemaak nie. Hy het dit nie gecompliseerd gemaak nie. Dit was easy going. Easy going. Dit is soms waarom baie mense hulle liefde verkeerd bestaan het. Maak seker, jou vriendskap wat jy met iemand het, of hy ware vriend het, dat dit nie 'n gecompliseerde liefde is nie. Kan ek dit so sê? Easy come easy. Easy come. Verstaan? Ek hoef nie nog klomp dinge met jou te praat of klomp dinge met jou te jy ken my. Nog voordat ek praat, dan weet jy al klaar, jy sien my en ken jy my al. So intiem is hy verhouding wat julle met mekaar het. Ongecompliseerd. Daar is nie klomp strings en goede attached to dit nie. Soos jy is my vriend, jy is my vriend. Dit maak nie saak wat jy is nie. Al is jy nie so lig van kleur soos ek nie. Al ry jy nie so kwaai soos ek nie, al stap jy en jy moet taksies ry laat die hel draai. Jy is nog steeds my beste vriend. En jy sien as ek dit sê, die Here het nie vir ek en u gered of ons lief gehad hoe ons lyk nie. Sy liefde is nie gecompliseerd nie. Is 'n baie eenvoudige liefde. Daar's niks complicated omtrent die liefde van die Here nie. Die liefde wat hy vir ek en u het hy vir daai sondaar buite, het hy net so lief. Al wat hy sondaar moet doen is, moet soos ek maak, bekeer. Hy het sy groter liefde niemand gehad. Dat hy sy lewe vir sy vriende afgelê het. Gaan lees in die Bybel. Ek gaan vir jou sê waar is dit nie. Gaan soek dit op. Jy gaan dit kry. Hy noem ons nie meer dienaars, hy noem ons sy vriende. Daar's niks complications omtrent dit nie. En ek wil vir jy sê, Jesus maak seker dat hy nie alleen by die troon van die Vader gaan sit nie. We are going to be with him. Ons gaan met hom wees. Ek wil afsluit. Met die laaste gedagte wat ek hier wil los. Sy liefde was nie net aankomend nie. Sy liefde was nie net
ongecompliseerd nie. Maar die liefde wat Jonathan vir Dawid gehad het, was liefde wat onvoorwaardelik was. Unconditional. Dis 'n groot woord. Maar Brendan, so groot soos hy woord is die diepte nog dieper as wat hy woord klink. Hulle het 'n liefde gehad. Jy kan sien wat sê die Bybel. Hulle het 'n liefde so gehad dat dit lyk hulle siele was geïntertwine. Siele was geïntertwine gewees. Dit was asof dit een was. En as ek praat van 'n onvoorwaardelike liefde wat hy gehad het, as hy Vrydag hier gewees het, so jy gehoor het ons president het so getats op hy selfe gedagte toe hy gepreek het oor dit. Maar ek gaan nie oor dit preek nie. Maar wanneer jy praat van sy liefde is onvoorwaardelik, beteken dit ek sit nie voorwaardes aan my liefde nie. Ons mense is mos so. Ons sit voorwaardes aan die liefde wat ons het vir mekaar. Nou gaan nie sê waar vind dit die meeste plaas nie. Verstaan jy? Waar jy soms hy dinge as dit, ja, as jy nie vir my dit doen nie, sal ek nie dit vir jou doen nie. Maar jy weet, een ding wat ek geleer het, wanneer kom my ware liefde nie. Alle jy fout gemaak. Nou wie nog het lees aan weet waarvan praat ek. Alle jy fout gemaak, nee Brendan. En jy sien die ander party is nie lekker nie. Jy weet nie van dit nie. Jy weet ons doen soms goed, dan weet ons nie wat ons gedoen het nie. Nie so nie. As jy nie die party loop rond, jong, as dit nie, jy weet, hey, hier is iets fout, jong. Jy weet nie wat is fout nie. Nou ek het geleer, dan sê ek, vergewe my ma. Lyk my ek is alleen, ek is seker alleen, Here, dankie, ek is alleen as nie ander mense soos ek nie. Vergewe my ma. Dan wil jy 'n party waarvoor? Sê ek weet nie. Ek weet nie, ek sien jy's kwaad, ek kan mos sien jy's mos nie lekker, jy mos nie so met my mos gewoonlik nie, jy's so nie, of ek sê, as ek verkeerd verdoen het, vergewe my man asseblief, dan moet ek eers hoor, gaan vind eers uit, waarvoor was dit? Kyk hierso, ek dink my gedagtes plain en simpel, by die Here hoef jy nie eens uit te gaan vind, waarvoor is dit nie, hy vergewe jou op die spot, en Dawid hulle sy liefde was so unconditional, dat het maak nie saak, wat dit tussen hulle gebeur nie, en so ek net ook gesê het, sy liefde was so groot gewees, dat hy Dawid bokant sy eie pa gekies het. Dit is hoe hulle vriendskap was. My gebed van my hart is, soos ons deur hierdie lewe is, ek gaan weer sê, jy gaan baie kennisse hê, maar maak seker jy het mense in jou lewe, Brendan, in the good times, in the bad times, in the sad times, even in the hardest times, they will always stick with you. Kom ons bid saam. Liewe Here, ons weet Here, u woord sê wanneer die volmaakte gekom dit. Ons weet Here, op hierdie aarde is ons nie volmaak nie. Ons strewe na volmaaktheid. En ons weet Here, op hierdie aarde sal ons dit nie ontvang nie. Dit kan net wees wanneer ons by u in die hemel sal wees. Liewe Here, dankie vir vriende wat ons het. Wat so naby aan jou is as jou eie broer. En liewe Here, ek bid dat ons daardie vriendskappe sal treasure. Wanneer moeilike tye kom, is daardie mense daar. Wanneer dit nie so goed gaan nie, dan kom hulle in en hulle ondersteun jou. Daardie mense wat wil sien dat jy vorentoe sukses moet behaal. Daardie mense waar jy nou jou op die oomblik bevind, saam met jou sal wees.
Ek praat van daai vriende, Here, en daardie mense wat daar sal wees, Here, waar jou toekoms ook al mag lê. Raak ons in die besonders aan vanmôre. En ek bid, Here, dat daardie liefde wat in ons harte uitgestort het, dat ons as broers en susters dit vir mekaar ook sal hê. Al haat wie ons, Here, al sê mense wat teen ons, dat ons nog steeds in mekaar sal glo. En mekaar sal liefhet soos U ons liefhet, met die liefde van die Here wat in ons harte uitgestort het. Wil U dan verder verheerlik word en verder vir ons seën, Here. Dat dit bid ek in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. En amen. Ek gaan die kerkraad van na vore te kom terwyl ons aan tafel sal gaan. Ken ons dit, hy song wat ek like as jy hom vir my voorsit, die liefde van Jesus is wonderbaar. Hy wil jy hom sing, Brendan. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar. Prijs zijn naam. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar voor mij. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar. Prijs zijn naam. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar voor mij. Kom ons verheerlijk zijn naam, kom ons verheerlijk zijn naam. Die mensen veranderen, maar Jezus nooit. Kom ons verheerlijk zijn naam, zijn naam, zijn naam, zijn naam. Die liefde van Jezus is wonderbaar, wonderbaar. Prijs zijn naam. Die liefde van Jezus is wonderbaar, wonderbaar voor mij. Kom ons verheerlijk zijn naam, kom ons verheerlijk zijn naam. Die mensen veranderen, maar Jezus nooit. Kom ons verheerlijk zijn naam, kom ons verheerlijk zijn naam, kom ons verheerlijk zijn naam. Die mensen veranderen, maar Jezus nooit. Kom ons verheerlijk zijn naam. Zijn liefde is wonderbaar, zijn liefde heeft mij bewaard, zijn liefde verandert nooit. Kom ons verheerlijk zijn naam. Soms is het een diepte zwaar, maar Jezus is altijd daar. Hij en mij op zijn gedrag. Kom ons verheerlijk zijn naam.
Lord. Come on, let's say now. Come on, let's say now. Come on, let's say now. He makes a brand new Jesus, Lord. Come on, let's say now. Come on, let's say now. Come on, let's say now. He makes a brand new Jesus, Lord. Come on, let's say now. Come on, let's say now. Come on, let's say now. He makes a brand new Jesus, Lord. Come on, let's say now. Hallelujah. Hallelujah. Say now, say now, say now. Hallelujah. Hallelujah. Vader, ons verheerlik U naam. Yes, Lord. Want Here, ons ken nie die diepte, die hoogte, die laagte, die breedte van U liefde nie. Is vir ons as mens onbeskryflik. En jy is hierdie simbole wat voor ons op die tafel staan. Herinner ons daaraan dat iemand groter liefde nooit so liefde gehad het as hy wat sy lewe vir ons afgelê het nie. Vader, ek dank U vir Jesus, vir sy gestorte bloed, en dat ons versoening daardeur kon kry, sodat ons verhouding by die Vader herstel sou word. Seën hierdie sakramente, Here. Wanneer ons aan tafel sal gaan, maak ons hart opnuut skoon. En Here, ek bid dat nie een van ons hierdie tafel verby ons laat sal gaan nie. En die sê as ons aan hierdie tafel nie deel het nie, is ons nie deel van U nie. Seën vir ons bid dit in Jesus naam. Amen. Paulus skryf in die nag waar die Here Jesus beraai was, sê ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag toe hy verraai was, het hy brood geneem. Nadat hy God gedank het, het hy geneem en gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Na die brood het hy ook die beker geneem. Nadat hy gedank het, sê hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle van die brood eet en uit die beker van die Here uitdrink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Kom ons geniet dit saam in die teenwoordigheid van die Here. En hy sal graag vra dat niemand rondloop nie. Ons almal rustig raak sodat ons aan tafel kan gaan. Prys sy naam. Worship team. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged
cross, so despised by the world, as a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left His glory above to bear it to God Calvary. So I'll carry the old rugged cross. Till my soul is at last I lay down. I will cling to the old rugged cross, and exchange it softly for the crown. I'll carry the old rugged cross till my soul is at last I lay down. Oh, I will cling to the old rugged cross, and exchange it softly for a crown. Oh, I'll carry the old rugged
You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King. You're seated in majesty. You are the risen King. Death could not hold you down. You are the risen King. You're seated in majesty. You are the risen King. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King. Seated in majesty. You are the risen King. Could not hold you down. Onze dierbare Hemelse Vader, Here, ons sê ek dankie, Here, dat ons bevoorreg was om aan tafel te sit met God, Here. Ek sê dankie, Here, vir elkeen, Here, wat deel kon hê uit hierdie tafel. Weet my God, dag wanneer die Here aan ons verskyn, sal ons nie weer aan tafel sit nie. Ons sal by ons Maker uitkom. Sien elkeen, Here, in Jesus naam. Amen. Ons sing 'n lekker koortjie saam. En dan bring ons Isabel se offer af voor. Prys U. Daar is 'n plek van zielere, naby die hand van God, van zonde, maak nooit bewust. Naby die hand van God, daar is 'n plek van zielere, naby die hand van God, van zonde, mag nooit bewust. Naby die hand van God, voor Jesus
Laat my net toe voor ek vergeet, ek wil nie vergeet nie. Spesiaal aan ons weet altyd hier ons kry so baie keer ons ou garde in die kerk nie. Weens die liggaam wat altyd so lekker is en Papa Denston is altyd goed om hier te hê, prys sy naam. Aan Meisie, nou skieter is goed om hier te hê, Mama Rousseau. Ek probeer nog kyk waar is die anders. Daar's baie van hulle wat baie sterk is, prys die Here wat hier is, maar ons is altyd vir ons so 'n blye oomblik om julle in die teenwoordigheid te hê, prys sy naam. Mense wat die baan vir ons die weg vir ons gebaan het en ons wil vir die Here dankie sê vir hulle lewens, prys sy naam. Goeiemôre, ek groet die bishop, die visie, elke ouderling, die diaken, elke broer en suster in die onveranderlike naam van ons koning Jesus Christus. Die announcements vir die week, die maand is soos volg. Calvin 1 doen Dinsdag aand huisbesoek. Calvin 2 kom Dinsdag aan by broer Julian se huis by mekaar om 7 uur. Salt Lake, ja. Julle gaan dit hoor ook en dan gaan julle dit sien ook. So jy kan nie sê jy het nie gehoor nie en jy het nie gesien nie. Ek het miskien te sag gepraat of so iets, you know. Salt Lake, Barcelona kom Dinsdag aan by ons broer Gershon Gysman se woning by mekaar, 39 Libra Straat, Barcelona om 7 uur. Algoa Park en Young Park kom Dinsdag aan by die Grinling woning by mekaar, number 19 4th Avenue, Craddock Place. Bloemendal en Fernwood Park kom Dinsdag aan 7 uur by Suster Annabel Mashaka se huis by mekaar. Die youth kom by mekaar die 8de Mei by die kerk, 6 tot 8 p.m. Die tema van die aand sal wees Purpose and Calling. Young Adults Gathering die 8de Mei om 6:30 by Suster Lien se woning, number 303 Rensburgstraat, Arcadia. Enige transport queries kan gedoen raak by ons Suster Chantel Grootboom, Brother Brendan Johnson en Brother Brendan George. Die brothers se social gathering sal wees hierdie komende Saterdag 9 uur by ons deacon Tyron Botha se woning. Hulle 2 uur by deacon Tyron se woning. Baie dankie dat julle my korrigeer. Die is 'n bring and braai. You bring and then you all braai together, né? Die sisters, you see? The Women's Ministry would love to invite all the mothers this coming Saturday, the 9th of May, at 2 o'clock here by Macedonian in the hall. All mothers, we want you there. So please feel free to reach out for more information. Die Sister Leier, Sister Heidi, Sister Lucy, Sister Marina, and Deacon Deirdre. All mothers are welcome. We know the following announcement is way too early, but please bear in mind. Die AGM sal die 31ste Mei plaasvind. Macedonian jeug en die young adults is uitgenooi na Rosedale Baptist Church toe. Die 30ste Mei om 6:30, hulle die invite ge-accept, nee. 1 hour prayer gathering, it's still happening every Saturday between 7 and 8 a.m. at church. Dagbestuur is gepostpone tot die 13de Mei toe. En dan wil ons graag vra 'n gebedsversoek vir Suster Merlin Barrel wat môre gaan vir 'n operasie. Baie dankie vir julle sincere prayer. Amen. Glory to God. Ja. Suster Merlin, kan u kom en ek dink die ouetjie, ek weet jy het ons so gehoor het terug dat die ouetjie wat so 'n ongeluk gewees hierdie bakkie, ons dank die Here, hy is hier vanmôre. Kom aan seun, kom saam met Tantie Merlin. Sy naam. Ja, prys sy naam. Kom ons staan terwyl ons gaan saam bid. Ons dank die Here vir sy genade ook oor hierdie jong seun. Dit kon soveel anders gewees het.
Hy sê op hierdie oomblik, miskien is hy gestaan dit nie. Maar die Here weet alles. Miskien verstaan hy nie vandag wat aangaan nie, maar die Here is bekend met alles. En hy is 'n liefdevolle God. En wat 'n plan hy ook al verder vir hierdie jongen se lewe koester. As ek van tyd dat dit planne van hoop is. En dat die Here ook vir hom 'n suksesvolle toekoms. Hy was 'n goeie sokkerspeler gewees. En ons bid dat die Here saam met jou sal wees, my seun. En waarvan die Here ook al op hierdie seun se lewe is, vertrou ons dat die Here sy werk sal doen. Kom ons bid net eers saam vir hom. Liewe Here, dankie vir hierdie jong seun. Das niks wat U nie kan doen, die Here. En liewe Here, ek wil bid terwyl sy toekoms voor hom lê. Bid ek, Here, net soos U hom kan seën. Seën hom. Soms neem ons lewe vir 'n ander wending. En dan verstaan ons nie hoekom sekere dinge soms in ons lewe gebeur nie. Maar Here, ek weet daarvan verseker dat elke verleentheid maak U geleentheid. En U ons skep dit in iets wonderlik nuuts. Soos die klei in die hande van die pottebakker is. Dat ons Here vir hierdie jong seun, dat sy lewe, Here, in die hande sal wees. En dat U verder met hom sal wees. Baie dankie vir die genade oor hom lewe. En ek wil bid, soet en dierbaarheid, Heilige Gees, dat U altyd die God van naby sal wees. Ons Suster Merlin wat hier langs my staan, Here, wat môre met 'n operasie gaan. Ek wil hom nie besonders voor U bring, liewe Here. En bid, Here, dat U aan die dokters die goddelike wysheid sal gee. En dit waarmee hulle toegerus is, dat hulle tot die beste van hulle vermoë sal doen, Here. Suster Merlin is die kind, Here. Sy is op haar naam geroep. Sy behoort aan U. En o Here, ek bid dat U met haar sal wees. U sê vir ons, moenie vrees nie, moenie bang wees nie. Ek is met julle. Al gaan julle deur die vuur, dit sal julle nie verbrand nie. Die strome, die water sal julle nie oorstroom nie. Want ek is die Here julle God. Ek wil bid, Here, dat sy 'n peace sal hê, soos die Engels sê, wat all understanding sal surpass. In die naam van die Here van die leerskare. En ek bid, Here, dat daardie operasie 'n sukses sal wees. As dit nie so moet wees nie, Here, en hulle kan nie fout vind nie, nog beter, Here. Maar ons wil alles in U hande los. En ons vertrou U, Here, daarvoor. Nogmaals, baie dankie. Ons loof en ons eer U daarvoor. Volk van die Here sê amen. En Vader, soos ons dan uit mekaar uit sal gaan, wil ek bid dat U vrede met ons sal wees. En dat U genade oorvloedig oor elkeen sal wees. Hierdie week wat voor lê, ons het planne, mense het planne in plek gesit, maar Here, rig ons se voetstappe volgens U planne. En lei vir ons en wees met ons. In Jesus naam. Die Here sal vir ons seën en die Here sal vir ons behoed. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en die Here sal ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy goddelike vrede gee. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, mag die liefde van God die Vader, mag die gemeenskap van sy Heilige Gees, maar ons sal bly van op tot Jesus kom, in Jesus naam. Ook van die Here wat glo, sê amen. God bless, geniet die middag en die week.